Geliefdes, ons begin vanmôre se erediens met die pragtige toetrede gesang 309 en ons sing daar saam strofes 1. Geliefdes, wat God doen, is volmaak, en wat die Here sê, is suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm hy. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Lof van die Here uit Gesang 491, strofe 1, 4 en 5. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, by hierdie danksegingsgeleentheid, maak ons die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die brief aan die gemeente in Filippi, Filippense hoofstuk 1. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 12 tot en met vers 26. In die Kanselbybel is dit op bladsy 287. Maar geliefdes, terwyl ons so met die Here se woord voor ons geopen sit, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Here, ons Here. Vader, ons dankie uit die diepte van ons harte vir hierdie ontmoetingsgeleentheid. Ons dank U, Heer, dat ons kan dankie sê vir die voorreg wat ons gehad het om verlede week gevoed en versterk te kon word in die geloof.
Maar Heer, ons dank U ook vir die lewe. Ons dank U vir elke geleentheid. Ons dank U vir U krag en genade wat U elke dag aan ons gee. Ons dank U in die besonder, Here, dat ons weet in daardie swaar en moeilike oomblikke van die lewe, dat U met ons is. Ons dank U, Heer, dat ons toekomsuitsig nie net vasval in hierdie wêreld nie, maar dat dit weier strek. Ons dank U vir daardie ewigheidsperspektief. Vader, ons dank U vir die reën wat U gestuur het. 'n Uitsonderlike maand met baie reënval. Ons dank U, Heer, dat ons weet, U is nie net die skepper nie, maar U is ook die onderhouer van U skepping en in die besonder ook van U skepsels. Vader, ons bid vir elke broer en suster in die geloof. Ons bid vir elkeen wat deur 'n baie moeilike en swaar tye gaan. Ons bid vir hulle wat in die hospitale is, hulle wat besig is met behandeling, hulle wat wag op toetse en uitslae. Vader, ons bede is, hou elkeen in die holte van U hand. Vader, ons bid vir hierdie pragtige land. 'n Land wat getuister word met 'n groot klomp onsekerheid, 'n groot klomp onreg, misdaad. Vader, U weet van alles wat verkeerd is. Maar is nie besonder in hierdie donker en swaar tye, wat U kerk en U kinders daar is. En daarom bid ons dat ons die ligdraer sal wees en dat ons nie sal verval nie, maar dat ons sal sterk staan. Daarom pleit ons, wees ons genadig en vergewe ons ook, want ons het ook maar voete van klei. So bid ons vir U kerk oor die ganse skepping heen. Ons bid vir die Heer, daar waar U woord verkondig word in hierdie oggenduur. Mag dit gehoor, geglo, maar ook geleef word. Vader, ons bid, spreek, want U diensknegt en U dienstmaagd luister. En ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan dan saam lees daarvan af vers 12. Die opskrif van hierdie gedeelte is 'n gevangene ter wille van Christus. Broers, ek wil hê julle moet weet dat wat met my gebeur het in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei het. Sodoende het dit by die hele Pretorium en al die ander bekend geword dat ek ter wille van Christus in gevangenskap verkeer. Ook waag die meeste van die broers in die Here, omdat hulle as gevolg van my gevangenskap vertroue verkry het, dit baie meer om die woord vreesloos te verkondig. Sommige verkondig Christus wel uit jaloesie en toesgierigheid, ander egter uit goedgesindheid. Hulle doen dit uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is om die evangelie te verdedig. Maar die ander verkondig Christus uit selfsugtige ambisie, nie met opregte motiewe nie, maar met die bedoeling om vir my in my gevangenskap verdrukking te veroorsaak. Wat maak dit egter saak? In elk geval, of dit met bybedoelings of in waarheid is, word Christus verkondig. En daaroor is ek vol blydskap. Ja, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei, omdat julle vir my bid, en die Gees van Jesus Christus my ondersteun. Dit is immers my innige verwagting en hoop, dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word, of dit nou deur my lewe, of deur my dood is. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Maar as my liggaam bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan wees, kan werk.
Ek weet werklik nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd gewikkel. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verreweg die beste. Aan die ander kant is dit ter wille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly. Juis omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, dat ek hier sal bly, ja, dat ek wel by julle almal sal bly, sodat julle vordering kan maak en geloofsvreugde kan ervaar. So sal julle trots op my wanneer ek weer by julle is, in Christus Jesus nog meer kan toeneem. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing, daar uit Gesang 508 en ons sing daar saam strofes 1 en 2. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanmôre se teksvers vir die prediking kom daar uit vers 21, maar wil graag saam lees daarvan af die laaste gedeelte van vers 18. Ja, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my ondersteun. Dit is immers my innige verwagting en hoop dat ek nie in enige opsig beskaamd sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word, of dit nou deur my lewe of deur my dood is. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Geliefdes, wat is die lewe vir ons? Vanoggend is 'n geleentheid waar ons dankie sê vir die voorreg wat ons gehad het om verlede week aan die tafel van die Here te kon aansit. Maar meer as dit bevind ons ook aan die einde van 'n kerklike jaar. As jy sou terugkyk oor hierdie jaar 2025 van verlede jaar, begin Desember tot nou toe, hoe het hierdie jaar u behandel? Wat was die lewe vir u in hierdie jaar? Ons praat daaroor. Hierdie week by verskeie geleenthede het mense gevra, hoe was hierdie jaar vir jou, dominee? Ons sê so maklik, dit was maar 'n moeilike en 'n uitdagende jaar. Persoonlik beslis. Eers was daar die situasie met my stem en alles wat daarmee saamgaan het, en toe dit amper klaar is, toe steel hulle die bakkie en toe op pad terug van vakansie af brand die kar amper uit. En so kan ons maar aangaan en die een ding na die ander ding het hierdie jaar gebreek, en
So kan elkeen van u ook hierdie jaar gaan inkleer met al die dinge wat gebeur het. Baie van u was in hospitale, baie van u is gediagnoseer met 'n bepaalde siektetoestand, baie van u het begin met behandeling, baie van u het ook die uitdagings en krisisse gehad en so praat ons graag, ja, hierdie jaar was maar 'n moeilike jaar. En eintlik sê ons indirek dat die lewe was hierdie jaar maar moeilik en uitdagend. Die lewe was onregverdig. En ons het die hoop en die verwagting dat volgende jaar, hierdie nuwe kerklike jaar wat op ons wag, beter sal wees. En by 'n geleentheid soos vanmôre, waar ons verlede week 'n redelike vol kerk gehad het met nagmaal, en waar ons glo en bely, ons is versterk in die geloof, is ons vanmôre maar iets wat uil gesaai by die dankseggingsgeleentheid. En dan vra ons weer die vraag, wat is die lewe? Is die lewe vir ons maar 'n eindelose moeite van onreg? Want ons praat nie eens oor al die dinge wat in hierdie land besig is om af te speel. En dit is hierdie gedagtes wat ons bring by die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, want as mens hierdie woorde van Paulus lees uit ons teksvers uit, dan gryp dit 'n mens so in die hart en onmiddellik voel 'n mens skuldig. Dus die kinders sou sê, ja, Paulus was daar maar 'n pluggie gewees. Dat dit pla ons. Want as ons eerlik is, broer en suster, moet ons erken in skaamte, dat die lewe is vir ons baie dinge, maar nie Christus nie. Ons sou dalk vanmôre kon sê, maar onthou, Paulus was daarom nou die groot apostel gewees. Paulus moes hierdie goed skryf en sê. Maar ons moet ook iets verstaan van Paulus se lewe en die omstandighede wat aanleiding gegee het tot hierdie woorde. Geliefdes, die brief van die gemeente in Filippi plaas ook weer 'n bietjie aandag op hierdie gemeente. Baie interessante gemeente, ons lees van die ontstaan daar uit Handelinge 16, waar Paulus vir Lydia ontmoet het daar buite die stad, 'n baie belangrike stad in daardie deel van Macedonië, soos ons lees. Want hy kon geen Joodse bidplek kry nie, was maar 'n goddelose stad gewees, heidense stad gewees, handelsstad. Maar hy kom af op 'n paar vroue wat buite die stad bymekaar gekom het. En vanuit hulle ontstaan daar 'n gemeente. 'n Gemeente wat baie na aan Paulus se hart was, maar ook daar in Filippi het Paulus ook maar ellende ervaar. Ons lees dat hy ook daar gevange geneem is en gemartel is. En ons lees ook dat Paulus by verskeie geleenthede in die tronk was. Hy skryf ook briewe vanuit die tronk. Ons dink aan Filemon, en Kolossense en Efesiërs. En as hy hierdie brief skryf van Filippense, was daar vir baie lank aanvaar dat hy in Rome was. Later in navorsing dui daarop dat dit dalk ook in Caesarea kon gewees het, of dalk selfs ook op ander plekke. Soos Efesiërs. Dit bepaal ook wanneer hierdie brief nou eintlik geskryf is. Jy sal onthou dat 'n paar weke gelede daar in Tessalonisense het ons aan mekaar gesê dat die mense op daardie stadium en Paulus en Kluis nogal die wederkoms van die Here verwag het in sy lewe, maar terwyl hy nog geleef het, maar in hierdie brief is dit duidelik dat Paulus besef dat hy sou sterf voordat die Here Jesus sou kom. So dit maak hierdie brief ook in baie opsigte teologies ook 'n baie interessante brief. Dis Paulus aan die een kant. Hy's iewers in die tronk. En in daardie tyd, broers en susters, was die gevangenis nie 'n plek gewees waar 'n ou graag wou wees nie. Gevangenes is gemartel. Ons lees daarvan, ons het sopas daarna verwys, daar in Filippi en op ander plekke. Dit was 'n ander tyd gewees. Ons lees in dieselfde Filippi dat daar 'n aardbewing was en hy tronk se deure oopgaan het en hy tronkbewaarder in sy swaard wou val en dat dit Paulus was wat vir hom gesê het, nee, wag, ons is almal nog hier. Want ten spyte van daardie marteling en swaar en ellende en weer eens, jy kan nie self maar net indink,
gebruik Paulus daardie geleenthede om die evangelie te verkondig. Soveel so lees ons ook in die voorafgaande gedeelte van ons teksvers, dat daar mense van die keizerlike wag, dis hierdie Pretorium waarna dit verwys het, dit was die hooggeplaastes van die keizerlike wag, het ook tot bekering gekom. Ja, Paulus ervaar ellende. Baie meer as wat ons as moderne mens ken. Dan aan die ander kant, teenoor Paulus, was daar dan ook hierdie gemeente in Filippi wat ons lees, wat met liefde ook so mooi gekyk het na Paulus. Hulle het vir hom gebid, hulle het vir hom gesorg, hulle het baie mense gestuur om Paulus te besoek en te kyk of Paulus enige gebrek ly. En nou kry hulle hierdie brief. Wat sou Paulus skryf? Sou Paulus praat oor die onreg? Sou Paulus praat oor die swaar kry? Oor hoe die lewe vir hom op daardie stadium was? Sou hy vrygespreek word of sou hy ter dood veroordeel word? Jy kan seker wees dat daar ook baie persone in daardie gemeente was wat opstandig was, kwaad was, teleurgesteld was. Teleurgesteld was in die omstandighede, teleurgesteld was in die regstelsel van daardie tyd, want ons weet Paulus was valslik beskuldig. Ons weet mense vanuit sy eie geleedere het hom verraai. Hy verwys ook daar dat selfs aan die mense wat tot bekering gekom het, het die evangelie gaan verkondig uit selfsug uit, ander het dit weer verkondig om hom juis in die besonder in die moeilikheid te bring. Maar baie was natuurlik ook sekerlik teleurgesteld in God en in die Here Jesus. Want hoe kon God toelaat dat sy apostel so swaar moes kry? Broer en suster, ek noem dit vanmôre weer. Dit is vir my so vreemd en eienaardig, en die mense sien dit deurgaans daagliks op sosiale media. Ons noem dit nou maar in die volksmond nou maar hierdie voorspoedsteologie verkondig word, dat as jy kind van die Here is, dit net met jou goed en voorspoedig sal gaan. Broer en suster, ons moet eerlik wees vanmôre, die Bybel ken dit nie, die Nuwe Testament ken dit nie, en as ons gaan kyk na die lewe van die groot apostel Paulus, dan lees ons maar van swaar kry en ellende en uitdagings en ook van daardie Christelike gemeentes. Dis wat hierdie toehoorders moet hoor. En nou kom Paulus en hy skryf hierdie brief. Hier in vers 18, die laaste versie, laaste sinnetjie sê hy: Ek sal my voortdurend verbly. Ek sal voortdurend bly wees. En dit val baie vreemd op die oor. Veral as 'n mens besef wat Paulus se omstandighede was. Hy sit onskuldig in die tronk. Hy word gemartel. Hy wag op 'n geleentheid tot sy verhoor. Sou daardie verhoor regverdig wees of nie? Hy weet nie. Hy sit met 'n klomp werk buite daardie gevangenis. En dan is daar 'n klomp mense wat leef in 'n klomp onsekerheid, 'n klomp ellende. En Paulus skryf, hy sal homself voortdurend verbly. Dan kyk 'n mens na die Griekse teks, dan is dit nie so sarkastiese, oppervlakkige woordgevoel wat hy hier praat nie. Met ander woorde, Paulus praat nie hier vanuit die gevoel nie. Nee, hierdie is 'n geloofsuitspraak. Hy praat vanuit sy geloof. Hierdie blydskap het 'n dieptegang. Hy bedoel dit. En dan verduidelik hy waarom hy hierdie innerlike vreugde, blydskap, berusting, sielsvreugde, wat 'n mens dit ook al wil noem, het. Hy sê, want ek weet dat alles sal uitloop tot my verlossing. Die ou 33 vertaling, dat alles sal uitwerk tot my heil, dat dit heilsaam sal wees. Of soos Paulus by geleentheid skryf ook, dat alles ten goeie sal uitwerk. Hierdie woorde is nogal opvallend bekend. Dit gryp terug na die Ou Testament, na Job, hoofstuk 13 vers 16, waar Job ook hierdie verlange uitspreek, dat alles sal uitloop tot sy heil. Paulus is daarvan oortuig,
Op hierdie stadium sou 'n mens kon dink en verwag dat Paulus die sekerheid het oor die uitspraak van die keiser of die uitspraak van sy verhoor, dat hy onskuldig bevind sou word en vrygelaat sou word, vrygespreek sou word. Maar dan gaan Paulus verder. Hy sê, want dit wat ek doen in my persoon, die Griekse woord soma kan hier word vertaal met liggaam, maar dit kan ook dui op persoon, sy mens wees, dat dit sal strek tot die verheerliking van Christus, of ek lewe en of ek sterf. En dit verander dit. Aan die ander woorde, Paulus het nog steeds onsekerheid oor wat die uitkoms gaan wees van hierdie verhoor. Maar wat dit ook al mag wees, mag dit so wees dat Christus verheerlik sal word. Dit gryp terug na Paulus se brief aan die gemeente in Galasië, as hy daar skryf in hoofstuk 2, vers 19 en 20, dan sê hy, ek is saam met Christus gekruisig, saam met Christus opgestaan, want Christus leef nou in my, Christus is deel van my, en daaruit Handelinge lees ons ook hoofstuk 23, waar hy ook daar skryf, waar ons daar lees, waar hy daar in die tronk was in Jerusalem, waar die Here aan hom verskyn het en hom gesê het, dat jy my naam ook moet gaan groot maak in Rome. Jy moet ook daar die evangelie gaan verkondig. So, Paulus sien dit as 'n geleentheid. Geliefdes, en dit maak vir Paulus dankbaar, want hy voel, hy leef in opdrag van God. En dan kom daar die ontknopende en daar die verrassende, as Paulus skryf, want om te lewe is vir my Christus en om te sterf is wins. Paulus skryf in die Romeine brief, skryf hy, ons lewe nie vir onsself nie, ons sterf nie vir onsself nie, ons lewe vir Christus en ons sterf vir Christus. Ons het vroeër gesê, broer en suster, dat Paulus' omstandighede was baie sleg gewees in daardie tyd. Die wêreld was ook maar baie wreed gewees. En die mens kon ook so maklik eensaam raak. Paulus was inderdaad ook maar daar in die gevangenis, ook maar baie eensaam. Maar ten spyte van dit alles, bly hy gefokus op die Here Jesus. En bly hy dankbaar. Ons as moderne mens leef in 'n moderne tyd, en soos ons ook al by geleenthede vir mekaar gesê het, ons het nogal eintlik reg gekry om hierdie wêreld vir ons nogal baie gerieflik te maak. Daar's baie dinge wat ons aandag aftrek. Daar's baie dinge wat die lewe vir ons meer draaglik maak. Ook by geleentheid gesê wat iemand geskryf het, dat om vandag vir mense te vertel om in die hemel te wees nie meer so aantreklik is nie, want die beelde wat in die Bybel gebruik word om die hemel mee te verduidelik of te omskryf, pas nie meer vir die moderne mens nie. Nee, die wêreld hier lyk vir ons nog steeds beter, dis meer gerieflik. Ons sien nie vreeslik uit na 'n nuwe Jerusalem met goue strate nie. Maar Paulus kom hier en gee 'n ander perspektief, en trouens is dit die perspektief van die Nuwe Testament. Interessant, die Nuwe Testament praat oor die hemel, maar nie so duidelik soos wat ons dit graag sou wou verstaan nie en wou glo nie. By Paulus gaan dit nie so seer oor 'n plek nie, 'n fisiese adres nie. Vir Paulus lê dit op 'n ander vlak. Dit gaan vir hom om by Christus te wees, saam met God te wees, God se teenwoordigheid. Dit is vir Paulus die fokuspunt, die allesomvattende. Maar vir Paulus is dit ook nie 'n gedagte vir eendag nie. Dis 'n werklikheid, 'n realiteit wat reeds nou in sy lewe wortel geskiet het, wat deel is van sy daaglikse lewe. Daarom dat hy kan sê om te lewe is vir my Christus. Liefdes, dis tog al 'n gedagte om 'n bietjie te gaan aan herkou. Wat bedoel Paulus hiermee? Paulus sê eintlik hier, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Selfs al is jy binne in die tronk, jy word vasgekeer,
jy word gemartel, jy het geen sekerheid oor die toekoms nie, dan is die lewe nog steeds Christus. Met ander woorde, hoe Paulus hierdie situasie interpreteer, hanteer en leef, doen hy vanuit hierdie diepgaande geloof in Christus. Soveel so dat ons ook het vroeër daarna verwys, dat hy selfs daar in gevangenskap mense tot bekering bring. Hy sit nie daar en mor en raak kwaad en vloek en skree soos wat ons baie kere doen in moeilike omstandighede nie. Nee. Hy sien dit as 'n geleentheid om God se werk te doen. En dan skryf Paulus verder, hy sê, maar nou moet ek kies. Dit is my 'n moeilike keuse. Moet ek bly lewe of moet ek sterf? En dit op sigself, broers en susters, is ook vir ons 'n baie vreemde gedagte. Vir ons is die besluit eenvoudig. Jy kies vir die lewe. Paulus, dis wat ons ook doen. Ons veg elke dag om te oorleef. En hoe ouer 'n mens word dit ook net meer en meer fisies. Ons spandeer baie geld aan dokters en medikasie, net om liggaamlik aan die gang te bly, om te kyk hoe lank kan ons aangaan. Soos daardie baie bekende uitspraak, om te lewe, stryd en stryd is lewe. Ons hou vas aan die lewe, so lank as wat ons kan. Paulus sê dit maak nie saak nie. Of hy lewe is reg, maar om te sterf is ook reg. Want weer eens, broers en susters, dit gaan nie vanuit Paulus se menslike ervaring nie. Ons as moderne mense is maar baie emosionele wesens. Ons reageer op emosie. Ons beleef die lewe. Ons voel die lewe. Ons dink nie altyd daaroor na nie. Ons benader nie dit nie altyd vanuit die geloof nie. Nie dat daarmee te sê dat geloof het te maak ook met gevoel en ervaring nie, natuurlik nie. Maar geloof is ook 'n element van logika, logies, rasioneel. Daarom praat hy hier vanuit die geloof. Dit gaan nie oor homself nie, dit gaan oor die Here Jesus Christus. En as hy die lewe so benader, dan maak die omstandighede nie saak nie. Soos ons gesê het, broers en susters, ons is baie keer emosioneel, en dit gaan oor onsself. Kom ons wees eerlik, daai ou bekende Engelse uitdrukking, me, myself and I. Die eie ek, dit is maar die fokuspunt van die lewe. En broer en suster, as ons so leef, dan vind ons eintlik bitter min rede om dankbaar te wees. Want elkeen van ons het 'n narratief, 'n storie, 'n verhaal. En as ons so met mekaar gesels oor die afgelope jaar, en dis 'n oefening wat ons nogal baie gaan doen, tot en met die aankoms van die nuwe jaar, dan kla ons. Dan vertel ons van al die sleg wat ons getref het. Dis wat ons doen. Die rede daarvoor is, broers en susters, omdat ons so selfgesentreerd is. Want ons lewe met die gedagte dat die lewe ons iets skuld. God skuld ons iets. God moet aan ons betaal. Dis soos my kollega aan die ander kant die berg by geleentheid gesê het, ons soek nie vir God nie, maar ons soek iets by God. Paulus leer ons egter anders. Paulus skryf dit ook by soveel geleenthede, ons verdien niks. Hy sê dit daar vir die mense in Romeine hoofstuk 14, julle leef nie vir julle self nie, dit gaan nie oor me, myself en I nie, dit gaan oor Christus. En broer en suster, dis nogal iets om oor na te dink. So gesê, hierdie teksgedeelte, hierdie vers 21 gryp mense 'n bietjie in die hart, want dit laat 'n mens skuldig voel. Want ons lewe is nie altyd gefokus op die Here nie. Ons lewe is maar gefokus op onsself. Dis 'n kopskuif wat moet plaasvind. Maar broer en suster, as die lewe vir ons werklik Christus is, as ons werklik vergenoegde, dankbare mense is, dan was die kerk ons vanmôre vol, of ten minste dieselfde mense wat verlede week hier was, weer hier. Nie uit gewoonte of tradisie nie, maar uit 'n opregte verlange om vir die Here te kom dankie sê. Want weet jy broer en suster, ook in ons ellende in die lewe,
is daar ook 'n ander perspektief. Ja, hierdie jaar was sleg. Daar was die omstandighede met my stem, maar in daardie omstandighede was daar soveel genade, gemeente wat omgesien het na hulle predikant en vir hom gebid het en hom geondersteun het. Dis kosbaar. Moenie die sleg onthou nie. Sien die mooi raak. Ja, die bakkie is gesteel, maar dit kon so anders uitgeloop het as mens net 4 minute vroeër uit daardie motorhuis gekom het. Sien die genade en die beskermende hand van die Here raak. En so broer en suster kan ons op elke element van ons lewe teruggaan en gaan kyk en net oor die sleg en die uitdagings praat en onsself bejammer. Of ons kan die genade van die Here raak sien. En dan geliefdes, raak die lewe vir ons anders. Ja, ons leef in 'n land met baie ellendes en ons raak baie kwaad en ons skud ons kop en ons. Maar broer en suster, te midde van dit alles, het ons nog die voorreg om die Bybel te kan lees. Het ons die voorreg om in 'n erediens te kom sit. Het ons die voorreg om met die Here pad te stap. Het ons die voorreg om hierdie uitdagende omstandighede te kan deel met ons geliefdes, ons kinders, ons families, maar in besonder ook met die gemeenskap van gelowiges. Ja, selfs ook in 'n siektetoestand kan ons Christus vind. Laat my dink jare gelede met 'n lidmaat wat terminaal siek was. Praat ons so en hy sê by geleentheid, hy sê, ja dominee, dis baie sleg, maar in hierdie sleg is daar ook groot genade. Hy sê, want vir die eerste keer verstaan ek 'n sonopkoms. Vir die grootste gedeelte van my lewe die son elke dag opgekom. Hy sê, ek staan in die oggende op en ek gaan kyk, want elke dag is 'n genadegawe uit die Here se hand. 'n blommetjie, waarby ek so baie keer in my lewe verbygestap het, staan ek nou by stil en ek sien die Here se hande werk. Elke keer om aan 'n etenstafel saam met my gesin te kan kyk, te kan sit, kyk ek met dankbare oë en ek besef die genadegawes en die seëninge van die Here raak. Wat is die lewe vir ons broer en suster? Wat is die lewe? Mag ons ook soos Paulus op daardie punt kom in ons lewe. Dat ons kan sê en kan bely dat om te lewe is Christus. En om te sterwe is 'n wins. Sluit af met die woorde wat Paulus ook geskryf het daar in Romeine 8. Dan skryf hy daar so mooi. Hy sê, ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Jesus ons Here. Amen. Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut ons verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons staan, ons geloof so bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie,
en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. U kan weer sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons luister aandagtig na die wet uit Deuteronomium 5. Die eerste gebod. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die tweede gebod. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Die 3de gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Die 6de gebod. Jy mag nie moord pleeg nie. Die 7de gebod. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Die 8ste gebod. Jy mag nie steel nie. Die 9de gebod. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Die 10de gebod. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort het nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en bidend uit Gesang 308, vers 1 tot 5, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Na die seën sing ons uit Gesang 309, vers 3.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees. Amen.